Nou, vanaand se storie is 'n storie wat ek begin by ver wil terugvat, en dit was ook hier in die 70e jare, was daar die bekende Evel Knievel geweest. Hy was waarskynlik seker die beste en die grootste, die waaghals wat daar ooit was. Ek onthou goed, ons het van hom hier in Suid-Afrika ook vir die eerste keer in die huisgenoot gelees. En dit was voor die tye van YouTube, en daar was nie programme waar jy eintlik nou televisieprogramme wat nou vir jou vertel het van Evel Knievel en waar jy kon goed gaan kyk hierdie. Dit wat jy wou weet, moes jy maar in die koerante lees en jy moes maar in die biblioteek gaan kyk. So Evel Knievel was relatief onbekend hier in Suid-Afrika totdat ons hom nou gesien het in die publikasies waar hulle nou van hom begin vertel het. Ek onthou van die een keer wat hy oor 14 van hierdie busse, hierdie skooltipe busse, wat hy oor 14 van hulle gespring het. En dit is 'n baie mooi filmpie wat jy daar op YouTube kan kry. En dan natuurlik is legendaries was die keer wat hy oor die Grand Canyon was. Die Grand Canyon is nog baie bekend. En hy het so 'n tipe van 'n vuurpyl gehad wat nou mooi teen 'n hoek reg gestaan het, gemonteer is, wil ek amper sê. En toe hy nou die ding nou skiet, dat hy nou, en alles het mooi gewerk. En dit het nou nie met petrol gewerk, ek dink hy het met water en stoom of so iets het hy gewerk met hoë druk. En baie mooi, die lansering was absoluut perfek geweest en 'n mooi traject gehad, maar net toe voordat hy nou so amper in die helfte van die canyon kom, toe gaan daar fout met die valskerm, want hy het toe die valskerm nodig om weer aan die ander kant van die Grand Canyon te kan land, sodat hy veilig kan land. So uit die aard van saak, nou kan jy dink, toe hy nou halfpad is, hier gaan die skerm oop, wat nou heeltemal sy momentum stop, en later toe hang hy nou maar so aan sy valskerm, soos 'n verlepte ou ding, lê nou daar, en so uiteindelik toe land hy nou in die water in die Grand Canyon. Pragtige filmpie wat jy ook daar op YouTube kan kry van dit. So, dit was nogals jy weet, 'n groot ding daar het gewees. En nou dink ek ook, in die jare dit, as ek in die Wespaadjie wil inbring, weet die Wespa is maar iets wat ook my lewe lang so saam met my gekom het, en wat ek van geweet het, daar was altyd iemand wat ek geweet het, iemand ry met hom. En so het my pa en ma toe hulle eerste jaar, 2 jaar van getroude lewe, het hulle daar in Bellville, het hulle net 'n Vespa skooter gehad, en hulle het een keer 'n maand het hulle daar by die Burger Fair, julle ken almal wat die noordelike voorstede van Kaapstad bly, ken mos nou die Burger Fair, en hulle het een keer 'n maand dat hulle toasted chicken en mayo toebroodjies daar gaan eet. Dit was nou 'n bederf. Verder het my ma werk toe gestap, sy was lekker naby die werk, en my pa het in die laaste 2 jaar van sy dominee-studies het hy nou met die Wespaadjie nou Stellenbosch toe teruggery. So dit is eintlik 'n baie mooi verbintenis met die Vespa skooter. Later het ek ander mense geken wat met hulle gery, onder andere oud skole vir my, ek het ook 'n hele plaas vol. Ek was mos by 'n landbouskool op 'n stadium, het hele plaas vol met die ou Vespaadjie gery. So die Vespaadjie het my altyd so deel van my lewe gewees. Ek het geweet van hom, en dit is mooi, en dit is oulik, en dit is klassiek, en hy is bekend. Die Vespa word gebou deur 'n maatskappy daar in Italië met die naam Piaggio, en so hulle bou hom al vir die afgelope, ek dink 70 jaar, ek het nou uitgevind, jy kry hom so 150cc, en dan kry jy hom in 'n 300cc, maar daarom nog nie in 'n 500cc nie. So ek het die 500 nommer, het ek nou nie nou op die oomblik so groot nie, want hierdie filmpie is nommer 500. So is dit nog vir interessant dat die Vespa toen hele lewe lang maar so deel van my is. Nou kom ek nou die dag, kom ek nou daar by die mense wat ek nou vir my motorfiets nuwe bande laat opsit. Nou ja, dan sit jy maar nou daar in die besoekersarea of die kliënte-area, en daar is nou vir jou 'n paar tydskriffies, en dan is daar nou koffiekie om te drink. Jy weet mos nou, motorfiets aan bande op te sit, is mos nie nou soos 'n kar wat jy net 'n klompie skroewe losmaak, moere losmaak, en dan uithaal, en dan sit jy 'n nuwe band op. Hulle doen dit so gou deesdae, dit is vinnig. Motorfiets is nou alleen, ons die hele ding uit mekaar uithaal, om dan nou uiteindelik by die band uit te kan kom, dat jy 'n nuwe band kan opsit. Selfs die remme, alles moet losgemaak word. So dis nogals 'n groot werk, en ek onthou, dit was op 'n Vrydagmiddag, en ek het so 1 uur en 'n half het ek daar gesit vir hulle om nou die ding te wissel. Hulle moes onder andere ook my nuwe remskoene opsit vir die agterkant van die motorfiets. So gelukkig was die voorste nog reg gewees. Nou sit ek maar so, en dan hier en daar, dan gesels ek met die ou daar agter die toonbank. En as jy weet, daar's altyd iewers, is daar altyd so 'n karakter. Weet 'n karakter wat jou aan die lag maak, of 'n karakter wat jy van hou, wat lekker gesels.
Ek weet my vriend Kraai byvoorbeeld een van hulle, hy is onmiddellik almal se vriend. En ek het so groot bewondering daarvoor. Dit is so lekker as 'n mens sien hoe die mense nou sy gesels geniet ook, as sy grappies en sy humor en so voort. So jy kry nou daai tipe ouens. En dit so as ek nou daar amper so seker so 10-15 minute voordat ek toe nou moet betaal, toe is ek nog nie so sleg gevoel nie, toe is ek nog, weet ek het nog nie die rekening gekry nie. Nou kom ek daar by die ou wat agter die toonbank en ek gesels so 'n bietjie, sommer met hom oor alles en nog dit, jy weet. Dit is wat jy doen nou maar soos in Engels sê small talk. En so waar, daar kom ons op die onderwerp van die Vespa af. En ons praat nou sommer so in die algemeen oor die Vespa. En nou sien ek, weet, hy ken nogal sy Vespa, hy weet ietsie van 'n Vespa af. En hy vertel toe vir my dat sy pa het ook 'n Vespa gery. En sy pa het hom die dood voor die oë gesmeer as hy ooit op daai Vespa klim. Want sy pa het nog geweet, jy weet, hy's 'n jong man, hy's 'n tiener, hy's hier in 16 jaar oud. Hy het geweet die man is woes op die motorfiets, hy's rof. En hy het ook geweet dat hy kan nie die motorfiets vir sy seun leen nie, want hy gaan homself dalk vir ongeluk, maar of hy gaan iets oorkom. Maar nou ken jy mos nou hoe dit is. Eendag toe sy pa nou nie by die huis nie. En hy's nou 'n bietjie vervelig, jy weet, en hy dink nou maar wag. Hy weet sy pa gaan nou eers oor 2 ure of so gaan sy pa by die huis wees. So hy kan nou 'n bietjie gou die Vespa kan hy nou 'n bietjie uitprobeer. Maar nou het hy ook vir Ewel Knievel van hom gehoor en ook van hom gelees en so voort. So hy weet nou ietsie van Ewel Knievel wat nou die waaghals was. En hy het ook nog gehoor hoe Ewel Knievel oor 14 busse gespring het. Asof hy sê, hy dink toe nou maar wag, dat hy ook nog maar so 'n bietjie probeer en hy maak toe nou vir hom sommer daar met planke en kussies en goed wat hy nou het, maak hy sommer so vir 'n tipe van 'n ramp soos hulle sê. En hy stel hom toe nou sê maar, ja, hy dink hy sal nou maar eers klein begin, sommer net so 3 tree uit mekaar uit en dan aan die ander kant nou weer 'n plank waar hy nou op kan land en wat hy nou veilig nou kan deurgaan. En hy sê hy kom nou met die eerste keer kom hy in teen 'n spoed. Hy sê die ooggas hy gaan nie een maak en hy hulle sê word sy poging met die Engelse woorde altyd gebruik. En nou gaan hy maar terug en hy besluit by hier kom hy weer en toe die tweede poging toe sien hy maar hy gaan die plank nog mis en hy swaai uit en hy gaan nie, is nie lekker nie, hy is nie vinnig genoeg nie, maar hy sê die derde keer toe hy kom. En kyk toe sy mooi, hy weet toe hy die spoed. Dis wat hy gedink het, want hy weet toe hy mooi in die middel van die plank. En hy weet toe nou as hy opgaan dan moet hy weet so op sy knieë, weet so opstaan op sy knieë, moet gebuig wees sodat hy lekker weet as soos 'n kan weet as hy kan meegee dat hy maklik kan dat hy heen en weer kan dat hy die skok kan absorbeer. Maar o weer, hy sê toe hy nou eers spring, toe sê hy maar die motorfietsie wat hy nou gedink het is hom seker 3 tree kan vlieg om op die ander een te land. Vlieg toe net so 1 of 1,5 tree en nou hy sê hy tref daai plank en daai boks daarso en so slaan hy vas in daai boks en die skooter gooi hom af en hy's bo oor en daar gooi hy daar op die grond en hy skuif so 3 tree en nou sit ek kyk hy nou lê hy daar, die eerste ding wat hy kyk, het hom gesien en die volgende ding, nou kyk hy eers homself, hy kyk nou maar, hy sien nie so 'n bietjie arms het seer, hierso by sy knie is het seer, hy sien hy is 'n bietjie nerf af en so stof hy homself nou maar af en hy staan of skud sy broek af en toe kom hy nou by die Vespa uit, sien hy maar gis hierdie Vespa, hy het hom nou flentes, hy het hom binnen deurgebreek van hierdie harde landing. Nou dink hy wat hy moet doen. En hy het nou alles in die vermoë gedoen of hy nie dalk die ding kan las of ietsie, of wat hy ook al kan doen met die Vespa nie. Nou, soos jy nou kan indruk, so het sy pa toe nou huis toe gekom en hy het die storie probeer verbloem, maar hy kon het natuurlik nou nie recht kry nie. En soos die dinge was nog gewerk het, daai tyd het hy 'n pak slaag gekry wat hy 3 dae lank of 'n week lank het hy gesukkel om te sit. Maar dit was dan ook die einde van sy Ewel Knievel stories en sy Ewel Knievel pogings gewees. Hy het toe gesien, maar hy moet lief is, maar soos Ewel Knievel vir hom ook die regte motorfiets kry, en dis nou waar die nommer 500 ook nog vanaand inkom. Ewel Knievel het gery met 'n Harley Davidson XR 500. So, ja, dit was Ewel Knievel sy motorfiets waarmee hy gedoen. Dit was soos ons daai tyd gesê het, 'n skrymler. En ja, dit was Ewel Knievel se fiets waarmee hy gery het, Harley Davidson 500. Is dit nie ongelooflik nie, dat die 500 so oral van toepassing en selfs weet iets te doen het met 'n Vespa en soos hy toe vir my vertel, dit was toe nou ook vir jare toe nou nie vir hom beskore
om ooit met 'n motorfiets te ry nie, maar toe hy nou maar ouer geword het, bietjie meer verantwoordelikheid geword het, toe het hy 'n ernstige motorfietsryer geword, en sy eie Harley gery het, hy vir my gesê, en hy vertel daarom vir my, hy het daarom nie aangehou om so rof te ry nie. Hy het ook daai dag met die Wespaadjie gesien, mens moet jou maar hou by dit wat jy ken, en wat jy vir jou geleer is, en hy het gesien, los maar die waaghalsding, los dit vir Evel Knievel, hy kan dit doen, hy weet hoe, hy sal maar hou by lekker ry, en hy sê, was 'n bietjie stout so dan met spoed, maar verder het hy baie mooi gery met sy motorfiets. Dit was my 500 storie, nommer 500 vir my YouTube channel.